dat het toe my kop 'n bietjie laat uitdak, want dit is nie hoe jy veronderstel is om imbrikasie te gebruik nie. En ja, ek het toe besluit om van 'n gebou te gaan afspring. Ja, my naam is Koos. Ek is oorspronklik van Bloemfontein af in die Vrystaat. My pa daar geboer toe ek jonger was, tussen Deelsville en Boshoff, maar in my kleiner jare het ek dink maar meer in die dorp gebly en so aan. Maar ja, die lewe op die plaas was lekker geweest, perd gery en four-wheeler gery en al daai tipe van goedjies, so dit was lekker geweest. Maar ja, ek het maar vroeg in my lewe, ek sal sê hierso so rondom so 16 jarige ouderdom of so, het ek maar so 'n bietjie van 'n rebelse ingesteldheid begin ontwikkel. Ek het op skool al begin rook en begin drink en goedjies soos dit. En ja, dis maar ietsie wat aangehou het na die jare wat gevolg het. Ek het na skool het ek toe ek baie kort vir 'n baie kort tydperk by die weermag was, so kom maar sê so vir 'n jaar en 'n bietjie by die weermag was, het ek daarso het ek ook bietjie begin eksperimenteer met dagga en tik en goedjies soos dit. Maar dit het nie regtig gewoonte gevorm op baie stadium nie. Dit was maar meer eksperimenteer, te kyk hoe laat die verskillende goedjies 'n mens voel en so aan. En ja, die groot probleem wat ek toe nou ontwikkel het, dit was toe nou, ek wil sê so 2011. En so op baie stadium het ek nogals redelik baie grief en goedjies vir my maale veroorsaak, so hulle het toe besluit dat ek moet gaan na 'n plek met die naam van Bloemcare in Bloemfontein. En ek is toe soontoe en hulle het toe daar so 'n span gehad van psigiaters en sielkundiges en so voort, wat toe besluit het op die einde van die dag dat hulle het besluit ek het ADHD en so, en hulle het vir my medikasie voorgeskryf. En ek het toe begin oordoses neem van die medikasie. Maar dit het nie baie lank gevat vir my om 'n gewoonte te begin vorm van dit nie. Dit het my regtig waar nogals op 'n donker pad gevat met pille drink en so voort. En ek het toe verskillende ADHD medikasies gebruik en misbruik en so aan, en tot ek gekom het by 'n medikasie met die naam van Strattera. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie.
dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round off kursus kom doen hier by Speer International en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Wat ek toe ook, ek het een aand, het was, het was 'n stupid ding wat het getrigger het eintlik half. Ek het vir 'n meisie wat ek geglo het, ons het wat ons is op goeie terme 'n boodskap gestuur en sy het nie teruggekom op die boodskap nie. En ja, ek het toe 'n hele maand se voorskrifpille in een go gedrink. En ja, dit het my toe 'n bietjie dat het toe my kop 'n bietjie laat uitdak, want dit is nie hoe jy veronderstel is om medikasie te gebruik nie. En ja, ek het toe besluit om van 'n gebou te gaan afspring. Dit was so min of meer 3 verdiepings waar ek afgespring het, voet op die reëling gesit en kop eers afgeduik. En ja, wel op 'n einde van die dag het my skedel 13 cm oopgekraak, is nou in 2013 wat dit gebeur het. My skedel het 13 cm oopgekraak, ek het 7 ribbes gebreek, my longe het platgeval met die impak en ook saam met dit, met die longe wat platgeval het, hulle toe die dokters toe ek nou in die hospitaal was, het 'n dreineringspyp in my longe ingedruk om van die suurstof in die goeters ontslae te raak. Ag, nie die suurstof nie, sorry, die vog wat daar was. Het sal 'n bietjie weird wees om van die suurstof in jou longe ontslae te raak. Maar hulle het toe 'n dreineringspyp daarin gedruk en die dreineringspyp het toe my hart ook gepunctureer. So ja, en dit was 2013. So ek is ek is dankbaar, ek is daardeur en Here het my daardeur gedra. Ek glo maar dit is 'n groot want daar was omtrent nie 'n kerk in Bloemfontein wat nie gebid het vir my oorlewing in daai tyd nie, of in kerke reg oor die land. So dit was 'n groot gemeenskaplike gebed wat uitgegaan het daar. En ja, ek is oortuig daarvan dat dit die rede is dat ek nie op die einde van die dag dood is daai dag nie, of in daai tyd nie. Ja, en maar ek het na dit het ek nog regtig by die Here uitgekom nie. Ek het aangehou met my misbruik van die medikasies ensovoorts. Ja, dit gaan maar oor die einde van die dag, glo ek, oor die leuns van die Satan wat 'n mens glo oor jouself wat daartoe lei. Ek dink dit is maar hoe dit is in my geval. Want 'n mens glo vir my het dit op 'n punt gekom wat ek so vas geglo het dat ek die medikasie nodig het om om te funksioneer en so aan. Maar nou ja, dus jy jok vir jouself op 'n einde van die dag met die leuns van die Satan ook maar. So ja, en so het my paadjie maar my gevat tot by 'n rehabilitasiesentrum in Hopefield, waar ek 'n plek naam is Hope Farm, baie goeie mense, baie nice plekkie om te wees, baie goeie verhoudings daar opgebou met die mense en so voort. Was daar gewees van 2019 tot en met nou vroeër in hierdie jaar
2025 is ook by daai sentrum waar ek begin het met my LLB studies, want die situasie werk maar so daar dat 'n mens almal werk hierdie dag, so daarso is mense wat huise bou en mense wat in die groentetuine werk en verskillende soorte werke doen. Maar ja, omdat ek nou 'n bietjie van 'n handicap het, kon ek nou nie so lekker inval by die fisiese werk nie. So oor die langtermyn het ons gesamentlik besluit en ek self het baie belang gestel ook in regte eintlik maar al die jare, maar daar het toe 'n advokaat gekom wat ook in 'n rolstoel is, so 'n elektriese rolstoel, wat deur Janisa geswat het en hy het toe met ons 'n praatjie hy het 'n praatjie gehad met ons daar en ek het met hom gechat en ja, so ek het dus maar hoe dit gebeur het dat ek begin het met die regte studies by Janisa. En ja, so ek maak nou volgende jaar klaar, volgende jaar in Junie maak ek klaar met dit. En dan sal ek en ek is opgewonde oor wat die toekoms inhou. Ek weet nie ek het nog geen planne vir na my studies nie. Die groot fokus is maar net om met deur te kom en my vakke deur te kom en so voort. En om weg te bly van die medikasie en die goeders, want dit is maar dit is en bly maar 'n versoeking. Ek sal nie sê ek is op 'n punt waar ek het heeltemal ek is net 100% eerlik oorwin dit nog in my kop en my verstand nie, maar ek is vasbeslote om nie weer terug te val op dit nie. Maar ek glo met die Here se genade sal ek dit maar sal ek dit dag vir dag vat en ek sal net van krag tot krag gaan. So wat ek ook maar geleer het is die Here is 'n gentleman, die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy gaan nie homself op jou forceer nie, en as jy nie beskikbaar is en luister na die Here se stem nie, as jy nie stil kan word nie, dan kan hy nie met jou kommunikeer nie. En ja, ek moet sê die manier wat ek dit ook sien is ek sal eerder verkies om deur wat ook al te gaan in die lewe, maar as ek by die Here uitkom op 'n einde van die dag, dan is dit vir my sukses. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, The Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat The Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op The Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Wat my pad saam met hoe ek het maar sien is ek dink amper in Israel in die ou tye was daar 'n gebruik onder die herders gewees van as daar 'n lammetjie afdwaal van die trop af, dan breek die herder een van sy potjies en dan van daai dag af
gaan hy nooit weer van die herder af weg nie. Nou vir my, ek was so besig met verkeerde dinge en so voort. Ek het my maat het ook altyd gesê ek het rooi mure, ek kan nie stil sit nie. So ja, soos wat ek dit sien en glo is maar net dat beide die feit dat ek deur die ongeluk moes gegaan het met daai storie wat dit behels het en dan ook weet my ervarings met die misbruik van die middels ensovoorts. Ek dink is maar hoe kan ek of sê 'n soeke na iets, mens weet nie eintlik, mens weet daar is 'n begeerte in 'n mens se hart vir iets meer. Daar's amper op soos 'n discontent, weet beide met die lewe en met baie dinge. Maar ja, so op 'n van die dag dink ek regtig word deur al hierdie dinge wat ek met al hierdie ervarings ensovoorts, het dit nogals regtig vir my 'n kans gegee om net 'n bietjie stil te sit en te dink oor die werklikhede en te heroorweeg, weet. Wel om eerlikwaar te wees, ek moes op 'n punt kom waar ek my hele menswees moes heroorweeg en bevraagteken en weet alles wat ek geglo het die waarheid is moes bevraagteken en so ja, dit is maar deur daai proses wat ek op 'n van die dag begin uitreik het ook na die Here toe en begin vra het vir antwoorde ensovoorts en ja, waar die Here nogals regtig waar in my in my gees begin praat het en met my begin kommunikeer het. Maar ek dink die Here is stilletjies besig om met 'n mens te praat en stilletjies besig om met 'n mens se lewe te werk, selfs al is jy in die donkerste sonde, want ek wil amper of sê dit is waar in my lewe waar ek die nabyheid en die teenwoordigheid en die amper of sê die beskerming van die Here die meeste ervaar het, was in die tye wat ek regtig waar die verkeerdste keuses gemaak het, en as gevolg van my eie sonde. So dit is daai openbaring van die Here se genade, dat hy daai liefde van die Here se genade vir die sondaar, wat op 'n van die dag ook met my hart gepraat het, en wat my gemotiveer het om my lewe te verander, ja. In terme van iemand wat dalk voel hy wil self opgee of wat nie voel hy weet wat op 'n donker plek is, voel hy wil dalk sy eie lewe neem of so ietsie. Op 'n van die dag wat ek vir jou kan sê is die son sal môre weer skyn. Ou voel baie keer oorweldig met omstandighede en met goedjies. Maar dit is maar alles dinge wat verby sal gaan. En as jou kom ek sê so, vir my, ek het baie gesukkel met depressie, né? Maar wat ek kan sê is, as jy gemoed laag is, vra die Here om jou gemoed te lig. Dit is so maklik soos dit en hy sal dit doen. En ja, ek het 'n baie groot geloof in gebed dat dit is hoe jy jou deurbrake gaan kry. Dit ek al in my eie lewe gesien. Ek het gesien wat gebed wat gebed kan doen, veral gesamentlike gebed. So ja, as jy op 'n donker plek is en jy voel depressief of jy voel moedeloos, bid daaroor, dra dit aan die Here op, sê vir die Here hoe jy voel.
praat met die Here en dan weet daar is ergens in die Bybel sê dit iets soos nader tot die Here en hy sal tot jou nader. So en dan sal die Here sal jou hart verlig en ja, die Here sal met jou werk self en binne van die dag is daar geen mens of enigiets anders wat jou kan help soos wat die Here jou sal kan help. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.